Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag staan ons stil by Eksodus hoofstuk 12 en die tema is die bloed is die teken. Eksodus 12 vers 23. Gaan lees gerus hierdie hele hoofstuk want dit is waar die paasgebeure plaasvind en daar's soveel simboliek hierso in hierdie hoofstuk van Jesus, die lam wat sou kom, wat die vervulling van Paasfees is. Wat ons nie net uit Egipte uitlei nie, maar wat ons uit sonde en dood uitlei in 'n nuwe lewe in saam met hom. So gaan lees dit, maar ek lees vir jou Eksodus 12 vers 23. Wanneer hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deur sien, sal die Here by daardie deur verbygaan. Dit is die aand dat God die Israeliete uit Egipte uitbevry na 430 jaar se slawerny. Terwyl die Egiptenare die straf van hulle sondes sal kry, sal die Israeliete in hulle huise veilig wees en verlos word. Die verskil is in die bloed wat aan die deurkosyne geverf is. Die Israeliete was nie sondeloos nie, of heilig en perfek gewees nie, maar hulle het hulle vertroue in die bloed van 'n lammetjie gesit, wat aan hulle deurkosyne geverf is. Wanneer God die bloed aan die huis sien, dan het hy nie daardie huis getref met sy straf nie. Vandag is dit steeds die bloed wat die onderskeid bring. Wanneer ek my vertroue in Jesus plaas en die bloed word aan my lewe geverf, verander my status voor God. Daar word onderskeid getref tussen my en iemand anders wat nie onder die bloed staan nie. Nie omdat ek heilig is nie omdat ek perfek en volmaak is nie, maar omdat ek identifiseer met die lam. En die bloed van die lam, die volmaakte, die enigste, Jesus Christus, word aan my lewe aangewend. En ek word nie meer getel onder die sondaars en die goddeloses nie. Ek is regverdig, deel van God se mense, en ek kwalifiseer as 'n verloste. Die geloof in die bloed van die lam maak die verskil. Onthou dit vandag. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat toe ek my vertroue in die lam, Jesus Christus geplaas het, is ek eenkant geplaas vir U. Die bloed van die lam maak die verskil. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie video met iemand vandag. Nooi hulle om saam hierdie video's met ons te kyk. Tot volgende keer.